Vriende, sit gerus. Ons tema vanoggend is kontrakteur of koningskind. So ek wil begin om dan albei vir jou te verduidelik voordat ek ernstig begin raak uit die skrif uit. So die eerste vraag is, wat se ding is 'n kontrakteur? En die enigste kontrakteur wat die meeste van ons ken in ons privaat lewens is 'n boukontrakteur. En ek dink jy kan maklik 'n storie oor 'n boukontrakteur vertel, maar kom ons los dit nou vir eers vir vandag. Maar ja, daar is verskillende mense wat verskillende kontrakteurs is. Maar ek wil dit graag vir jou vanoggend verduidelik in ons konteks. 'n Kontrakteur is iemand wat 'n spesifieke taak doen, of 'n projek of 'n diens lewer. En hierdie taak of projek of diens wat hy lewer, het sekere voorwaardes. En hierdie voorwaardes het gewoonlik 'n ooreenkoms of 'n kontrak waar die twee partye ooreenkom wat moet gebeur, hoe moet dit gebeur en teen watter koste. Dis die basiese beginsel hoe dit is. En die ander ding van 'n kontrakteur, hy is selfstandig. Wanneer jy 'n kontrakteur kry om vir jou iets te doen, kom ons sê soos om ligversorgers in te sit soos in die kerk, bring hy sy eie leer en sy eie toerusting. Hy staan op sy eie twee voete, hy vat sy eie verantwoordelikheid en 'n kontrakteur dra self die risiko's. As jy nog nie mooi verstaan nie, dan gaan ek dit jou nou eenvoudig verduidelik. Jou tuinboukundige wat gister jou gras gesny het, is ook 'n kontrakteur. Want daar is 'n ooreenkoms gedoen oor hoeveel werk daar is. Daar is 'n sekere tyd, natuurlik van die oggend tot die middag, en aan die einde van die dag is daar 'n sekere betaling. Maar 'n kontrakteur is iemand wat 'n sekere taak verrig en waaroor dit basies gaan is geld. Om verdien te word. Daar's geen verbintenis tussen jou en 'n kontrakteur nie, hoegenaamd nie. Dis iemand wat vir jou iets doen en as die persoon gegaan het, roep jy hom net terug vir een rede. As iets fout gegaan het, na die tyd. Maar dan werk hulle selfone gewoonlik nie, ek verstaan ook nie hoekom nie. Julle sal verstaan wat ek sê. Maar ja, 'n kontrakteur vanoggend. En kom ons kyk 'n bietjie na 'n koningskind. Ek wil eers hierdie twee goed verduidelik en dan gaan ons na die skrif kyk. As jy 'n koningskind is, behoort jy in die eerste plek aan God. As jy 'n koningskind is, het jy sekere voorregte. As jy 'n koningskind is jy deel van 'n familie. Hoor wat staan in Romeine 8 vers 17. Maar as ons kinders is ons ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename saam met Christus. Ek en jy wat koningskinders is, het dieselfde voordele as Jesus Christus. So dieselfde Gees in ons, die Heilige Gees. Jesus sê dit baie duidelik dat julle sal meer dinge as ek doen. Maar dis ons identiteit. En hier sit jy vanoggend. Ergens het jy 'n keuse gemaak om hier te wees. Ergens het jy 'n keuse gemaak om God te dien. Ergens het jy 'n keuse gemaak om hom op te soek, want daar is nie vir jou genoeg nie. Jy wil meer hê. Baie mense is so onseker oor hulle identiteit met God. Ja, ek probeer maar of ek kykie. Daar is iets wat vanoggend vir jou gesê het, kom hier na toe. Ek glo nie dis jou man of jou vrou of jou pa nie, of jou ma nie, maar iets wat in jou hart gebrand het vanoggend, is die Gees van God wat vir jou gesê het, maar is tyd. Dis jou identiteit. Johannes 1 vers 12, maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te wees. Het jy Jesus aanvaar? Ja. Herken jy hom wie hy is? Dis jou identiteit. Jy's 'n koningskind. Maar nou is daar 'n probleem in ons almal se lewens. Hierdie kontrakteur en hierdie koningskind besigheid raak die mekaar. En dan weet ek en jy nou nie mooi waar pas ons in nie. En dis waarna ons vanoggend gaan kyk, want ons is koningskinders, maar ons is geneig om eerder die identiteit van 'n kontrakteur te wil aanvat. So ons gaan saam na 'n skrifgedeelte kyk, 'n bietjie te kyk en iets saam te lees, en ek weet dis die mees bekendste gelykenis wat daar seker is. Maar kom ons maak almal saam oop in Lukas 15. En ons gaan kyk na die gelykenis van die verlore seun. Lukas 15. Derde boek in die Nuwe Testament. Lukas 15 vanaf vers
11. Dit is een van die gelykenis wat die Here Jesus vertel het, om weer eens vir mense iets te verduidelik van hulle self. En dit geld net so vir my en vir jou ook. Lukas 15 vanaf vers 11. Ek het daarom nou al geleer, as ek dit sien, dan weet ek, ons is nog besig, maar as ek dit sien, dan weet ek nie, ons het hom gekry. Kom ons lees saam, vriende. Dit is die Here Jesus wat hier aan die woord is. Verder het hy gesê, 'n man het 2 seuns gehad. Die jongste een van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee vir my die deel van my eiendom wat my toekom. Hy het toe die besittings tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie, het die jongste seun al sy goed in die geld omgesit en na 'n ver land gereis en daar alles wat hy besit het deur sy losbandige leefwyse verkoos. Teen die tyd dat hy alles uitgegee het daar 'n baie ernstige hongersnood in daardie land uitgebreek en hy het begin gebrek ly. Hy gaan toe werk by een van daardie land se inwoners wat hom na sy boerdery gestuur het om sy varke op te pas. Hy het gewens dat hy sy honger kon stil met die pele wat die varke gewoonlik gevreet het, maar niemand het vir hom daarvan gegee nie. Toe het hy egter tot sy sinne gekom en gesê, hoeveel dagloners van my pa het genoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal opstaan en na my pa gaan, en vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie langer werd om u seun genoem te word nie. Behandel my soos een van u dagloners. Hy het toe opgestaan en na sy vader gegaan. Hy was nog ver weg, toe het sy vader hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry, na hom gehardloop, hom omhels en hom gesoen. Die seun sê toe vir sy vader, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar sy vader het sy slawe opdrag gegee. Bring gou 'n lang stola, die beste ene, en trek dit vir hom aan. Gee vir hom 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete. Bring vir ons die vetgemaakte kalf, slag dit en laat ons eet en fees vier, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Toe het hulle begin fees vier. Mooi einde van die storie. Bekende storie, jy ken hierdie storie. Maar kom ons gaan kyk 'n bietjie na die koningskind en die kontrakteur. Ek wil eers begin by wat gebeur het in die eerste vers. In die eerste vers staan dit baie duidelik, daardie man het 2 seuns gehad. Dit is baie interessant, die Here Jesus gee vir ons soveel keer in van sy vergelykingskeuses. Hy het 2 seuns gehad, ouer en 'n jonger seun. Die jonger seun het 'n besluit geneem en gesê, ek wil my erfporsie hê. Hy het 'n besluit geneem om te gaan en die ander het besluit om te bly. Nou dit was nie vreemd in daardie tyd nie, maar dit was nie die gebruik vir almal nie, maar 'n kind het die voorreg gehad, as hy wou sy erfporsie vat, dan kon hy dit maar kry. My kinders kan ook hulle erfporsie kry, maar al wat hulle pa vir hulle nou sal gee is skuld. So, jammer my kind, gaan jy nie kan help met die regte erfporsie nie. Maar die kind kon kies wat die kind wou gehad het, en die kind kon so maak. 'n Baie mooi ding wat daar gebeur is, die pa vra nie. Daar word niks gesê daarvan. Die pa vra nie, is jy seker wat jy doen? En ons sou dit gedoen het, is jy op die regte pad? Het jy die regte planne? Het jy 'n besigheidsplan opgetrek? Wat gaan jy nou maak met al hierdie goed? Nee, die pa bevraagteken dit nie, en hy gee dit vir die seun. Hy gee hom 'n geleentheid om sy eie besluite te neem, sy eie foute te maak. Daarmee is ons almal baie goed natuurlik. Hy gaan sy eie keusese maak om sy eie toekoms te hê. Nou ons wat hier nou sit wat dit gelees het, hy gaan sy eie keuse maak om sy eie toekoms te ruïneer, maar hy weet dit nog nie. Maar ons gaan 'n bietjie verder. So gesê, so gedaan, hy verkoop alles wat hy het, jy ken die storie, hy vat die pad, en nou is dit partytjies, vinnige karre, vroumense, dierklere, juwele en elke ding, dierblyplek natuurlik, en die lewe is een groot partytjie. En is lekker. En die beste van alles is, as jy mos baie geld het, het jy baie vriende. En as almal weet jy het iets, dan soek hulle dit by jou. Maar dis hoe dit gegaan het.
Hy was die man. Hy het iets bereik, en almal wat met hom bevriend is, deel nou daarin. Wat 'n lekker lewe. En dan kom ons by vers 14, hier begin dinge skeefloop. Daar's hongersnood in die land. Dit gaan nie goed ekonomies met die land nie. Nou wil ek 'n bietjie opkom vir hierdie arme jong man. Ek bedoel, hy het die lewe geniet. Die hongersnood het hy nie beplan nie. Glad nie. As jy nou nie baie mooi verstaan nie, kom ek verduidelik dit vir jou so. Dis nou wanneer jy 'n nuwe kar koop, en jy weet jy gaan dit net maak om die paaiement te betaal, né? En dan sit hulle die rentekoers op. Jy het dit nie beplan nie. Nou is die rentekoerse op, nou kos die kar jou meer. Dis nie jou skuld nie. Maar nou sit jy met die situasie, en dis waarmee hy gesit het. Hy het nie mooi beplan nie, en aan die einde van die dag het sy spandabelrigheid veroorsaak dat hy swaar kry. En hy het niks nie. Hoe beplan ek en jy baie keer ons goeders? Ek en jy is baie keer op 'n plek en dink ons, maar niks sal sleg gaan nie. Maar met hierdie man het dit gebeur. Want ek en jy weet nooit wat kan gebeur nie. So as gevolg van sy beplanning wat verkeerd is, het hy moeilikheid opgetel toe dinge swaar gaan. Nou moet hy sorg vir homself. Hy moet 'n plan begin maak. So hy gaan soek werk, ons het dit gelees. En hy begin varke oppas. Nou wat is so erg aan varke oppas, behalwe dat dit 'n vreeslike vervelige werk moet wees? Want jy kan hulle ook nie eens roep dat hulle saam met jou stap nie. 'n Skaap kon nog. 'n Jood het 'n vark as 'n onrein dier gesien. Hulle het hulle nie vereenselwig met varke nie. Hierdie man was so laag in die lewe as wat hy kon. Hy was op 'n plek waar 'n Jood nie wil wees nie. Vers 16 sê dit baie duidelik, en hy het gesmag om selfs die varke se kos te eet. Daar was niks. Hierdie man het niks gehad nie. Ek weet daar's 'n sêding wat altyd sê, as jy rock bottom is, kan jy net opgaan. Dis waar. En ek dink baie van julle sal kan vereenselwig, ergens in jou lewe het jy opgegaai. En dan het jy dit nie gemaak nie. En dan moet jy net probeer opgaan. Maar hierdie man kry baie swaar. En dan is daar die mooi sinnetjie wat sê, maar niemand het vir hom daarvan gegee nie. Toe jy op 'n slegte plek in jou lewe was daar iemand vir jou? Nie noodwendig nie. Niemand het omgegee vir hierdie man nie. En ek en jy het al ervaar, niemand gee om vir ons nie. Jy sit in hierdie plek en jy weet nie waar jy nie. Daar's geen uitkoms nie. En dan sê die skrif baie mooi daar, en hy het tot sy sinne gekom. Ek begin te dink oor alles. Want soveel keer as jy vasval in 'n plek van negativiteit, moeilikheid, jy kry nie antwoorde nie, is jy so vasgevang daarin, jy kry nie jou kop opgetel nie. Jy begin nie meer helder dink oor die situasie wat jy het nie. In vers 17 begin hy redeneer. En hy besef, maar my pa se dagloners is die mense wat kos het. Dink mooi, hy is nie nou gepla oor enigiets anders nie, net kos. Hy wil net aan die lewe bly. So, nou is ons daarom al by die dagloner. Ek is op pad met jou ergens, en ek weet jy ken die storie. Wat 'n ding is 'n dagloner? 'n Dagloner is 'n kontrakteur. 'n Dagloner is iemand wat vir 'n dag lank werk. Daar word ooreengekom, jy gaan soveel geld kry, jy moet soveel werk doen. En dan werk jy net vir 'n dag. 'n Dagloner is nie deel van 'n familie nie, 'n slaaf wel. In daardie tyd, as jy 'n slaaf was die kans so goed dat jy deel van die gesin is, jy sou die gesin bedien het, maar jy was binne in die huis, jy het deel uitgemaak van die familie. Jy was tog met respek behandel. Maar 'n dagloner was 'n kontrakteur. Hy het geen waarde gehad in die familie nie. Hy was nie deel van die familie nie. Geen verbintenis nie. Hy was maar net iemand wat gewerk het. En as jy in die oorspronklike taal kyk, sal jy net in hierdie gedeelte die woord dagloner 2 keer kry. Daar is op ander plekke waar daar gepraat word van 'n huurling, daar word gepraat van 'n slaaf, maar die dagloner spesifiek net in hierdie gedeelte wat Jesus van praat. Maar 'n dagloner het nie waarde nie. Kom ons gaan terug na die verlore seun toe, jy moet vashou vanoggend. Die verlore seun is op 'n slegte plek en nou is hy bereid om van 'n kind af kontrakteur te word. Nie waar nie? Kan ek maar net iets kry om te eet, dis al.
kan ek maar net dit vir die Here vra, kan ek maar net dit vir my pa vra. En hy besef nog 'n ding, op sy eie kom hy nie reg nie. Hy het 'n pa nodig. Hy het 'n pa nodig om hom te help. Dis al. Want sy pa sal herstel in sy lewe gee. Is dit nie maar waar jy jouself baie keer bevind nie? En dan gaan ek vir jou sê soos dit is, in 'n geestelike varkhok. Jy is op 'n slegte plek in jou geesteslewe, in jou emosionele lewe, letterlik in alles wat jy is, bevind ek en jy ons baie keer in 'n geestelike varkhok. En wat dit erger maak is, jy het dit noodwendig nie gekies nie, maar jy het daar beland. En nou sit jy daar. En jy weet nie wat er kant toe nie. Jy is op die verkeerde plek en jy weet nie om die regte dinge te doen nie. En ek gaan dit nou al vir jou sê, op jou eie sal jy nie uit 'n varkhok uitkom nie. Jy gaan daar sit en na die peles mag. Jy gaan daar sit en iets wil hê wat net die basiese goed is. En jy's vas. Nou dink 'n bietjie self, hy gaan toe verder en hy sê, maar goed, ek gaan terug na my pa toe. Ek hoop ek hierdie storie, ek het hom nog reg. Nou, as jy mooi gaan kyk in vers 13 sê, en hy het na 'n ver land gereis en gaan partytjie hou. Met ander woorde, dit het hom 'n lang tyd gevat om terug te kom by sy pa. Hoe dink jy het hy, dis mos 'n mooi Afrikaanse woord, ge-overthink, daai gesprek, wat gaan ek vir my pa sê? Hoe gaan ek dit met my pa bespreek? Wat gaan ek vir my pa sê die eerste keer as ek hom sien? Ek moet die guts hê om my pa te sien. Nou moet jy onthou, hy het ver gereis, hy het nie nou geld nie, hy moes baie swaar gekry het. Dit moes 'n lang tyd gevat het vir hom om aan die einde van die dag daar uit te kom. Ek glo hy moes hierdie gesprek oor en oor en oor in sy kop gehad het, die hele tyd. En sê, hoe gaan ek dit sê? Wat gaan ek vir my pa sê? Hoe gaan my pa reageer? Dink jouself in, sy pa gaan hom vererg, man. Hoe gaan jy voel as jou kind dit aan jou doen? Dalk het hy al. Miskien het jy dit dalk aan jou eie pa gedoen. Maar dis waar hierdie man op pad is. Hy's verloor, hy weet nie watter kant om te gaan nie. Nou is hy op pad om met sy pa te praat. Maar hy het besluit om die regte ding te doen. Hy het besef, ek kan nie aangaan as 'n kontrakteur nie, ek moet terugkom en ek moet koningskind word, want dis my identiteit. Hoeveel verlore mans, vrouens, kinders, seuns, dogters is daar nie in die wêreld nie? Baie, daar's baie van ons. Mense met goeie intensies wat sê, maar dan gaan 'n tyd en 'n dag kom, wat ek gaan opstaan uit hierdie geestelike varkhok en ek gaan 'n pad vat na die Here toe. Ek hoop jy kom dit agter vanoggend. Die boodskap is nie vir die ouens wat buite kan sit nie, dis vir ons. Want ek en jy kan net so maklik daar beland. Maar as mense met sulke mooi intensies om te sê, goed, ek wil graag uitbeweeg, ek wil na God toe gaan, ek wil ook hierdie pad begin stap, ek wil dinge uitsorteer. En die meeste mense met wie ek gesprekke het, en ek kry baie van hulle, sê vir my, ja, maar jy weet nie waar ek gedraai het nie. Jy weet nie waarmee ek besig is nie. So, gee my kans, ek gaan eers my lewe uitsorteer, en dan gaan ek by die Here uitkom. Ek hoor dit baie mense. Ek wil eers my lewe uitsorteer. Ek sê nou vir jou, as jy dit self probeer uitsorteer, sal jy 'n kontrakteur dagloner bly vir die res van jou lewe. Jy gaan geen waarde hê nie. Jy gaan nie 'n koningskind wees nie. Maar wanneer jy die dag besef, ek moet my kop optel, ek moet terugdraai na God en sê, Here, maar hier's ek, met my foute. Dan gaan jy die volgende vir my sê, ja, maar ek het per ongeluk in die varkhok beland. Ek het per ongeluk die pad byster geraak. Ek het per ongeluk nie gekies hiervoor nie. En ek weet, baie keer hoor jy van hier vooraf waar mense jou net die hele tyd met 'n stok slaan. Maar hier in ons storie het ons gehoor, die hongersnood was nie sy keuse nie. Die uitdagings in die lewe is ook nie jou keuse nie. Maar dit is baie maklik om in 'n varkhok te beland. Op 'n slegte geestelike plek te wees en nie by die Here nie. Al wat jy nodig het is 'n pa. Jy het nodig om weer op sy skoot te sit. Dit bring my by die volgende punt. Kom ons praat 'n bietjie oor hierdie pa hierso in vers
20, want vers 20 is seker die mooiste vers in die hele gedeelte. Hoor wat staan daar. Hy was nog ver weg, toe het sy vader hom al gesien. En het hom innig jammer gekry, ek wil net stop daarby. Hy was ver weg, toe het sy pa hom gesien. As ek besig is hier met dinge, ek besig om te werk, ek is besig met die lewe en al die goed, gaan ek iemand van ver af sien aankom? Nee. Daai pa was besig met sy lewe, en ek glo uit elke keer, want staan baie duidelik in die skrif, van ver af gesien aankom. Elke oggend, elke dag, elke geleentheid waar hy pa gehad het, het hy gestaan en kyk. Miskien kom hy terug. Miskien kom hy net terug, ek wag vir hom. Dis wat hy pa gedoen het. Hy was nie te besig nie, hy het gestaan en kyk. Eendag gaan hy kom, eendag. Hy was heeltyd soekend met sy oë, waar is my kind? Ek soek my kind. Hy was nie te besig daarvoor nie, maar hy het heeltyd opgekyk en gesoek, want hy mis hom. Hy mis sy seun wat droog gemaak het. Hoekom het Jesus hierdie vergelykenis vertel? Om vir jou iets te leer van God se hart. Hy mis jou. Hy het gehang in 'n kruis en hy het heeltyd met sy oë voor hom gekyk. Hy kan die wêreld sien, hy is God. Maar dit het nie opgehou 2000 jaar terug nie. Die Here is nog steeds soekend na mense. Voor ek my vooruitloop. Kom ons gaan hier 'n bietjie. Nou wat doen hierdie pa nou? As 'n paar goed wat hy doen. Hy soekend en hy sien sy seun. Daar's hy. Hoe lank het hy gewag? Ek sal nie weet nie. Is dit jare, is dit maande? Dit klink na 'n lang tyd. Maar hy doen 'n paar goeders. Hy hardloop, hy omhels sy seun, hy soen hom, hy gee vir hom nuwe klere en hy sit 'n ring aan sy vinger. Eerste plek, 'n volwasse man met waarde het nie gehardloop in daardie tyd nie. Hy het gestap. Dit was die kultuur. Daar's nog 'n ding wat die slim mense sê, is dat daardie seun het droog gemaak en die hele gemeenskap weet dit. Hy het hom vinnig gaan haal, dis nou in die skrif nie, om hom by hom te hê. Laat niemand hom sien nie. Dis net 'n bespiegeling. Hy het hom omhels, hy het hom gesoen. Ek sien niks hier van 'n pa wat ongelukkig is nie. Hy het vir hom nuwe klere aangetrek. Hy wil nie hê hy moet lyk soos iemand wat vakke oppas nie. Hy soek hom nie as 'n dagloner nie. Hy moet nuwe klere kry. Hy moet lyk soos sy kind. Is dit nie waar nie? As jy nou uit die huis uit gaan, kom op 'n stadium en dan kom kuier jy maar weer vir pa en ma, en wat het gebeur met ons partykeer? Die klere lyk maar 'n bietjie sleg. En dan sal ma sê, ek dink ons moet 'n bietjie Woolworths toe gaan. Ek het nogal daarvan gehou. En dan koop ma, want my kind moet weer goed lyk. My kind moet netjies lyk. Hierdie pa sê, jy's myne. Jy moet netjies lyk. Ek's lief vir jou. Ek sien jou mooi aantrek. Hy sit 'n ring aan sy vinger, identiteit dat hy deel is van die familie. En toe hou hulle fees. Toe is daar opgewondene. Die pa het niks teruggehou nie. Absoluut niks. Die dag as ek en jy op 'n slegte plek is en ons kom terug na die Here toe, het ons nie nodig om eers 'n dagloner te wees wat 'n bietjie werk en 'n bietjie vertroue te kry by die Here, 'n bietjie nader aan die Here te beweeg, miskien 'n bietjie 'n hoër rang in die Here se koninkryk te kry, miskien 'n bestuurder word en uiteindelik sal hy ons weer terugneem as een van sy kinders. Dis nie wat God doen nie. Ja. As ek en jy opdaag by die Here, dan omhels hy jou. Trek hy vir jou nuwe klere aan. Hy sien jou nie as 'n kontrakteur nie. Hy het nie net een keer gesoek na jou nie, hy soek nog steeds elke dag na jou. En ek en jy het nie nodig om te wag vir 'n varkhok om uitgesorteer te word nie. Ek en jy het nie nodig om na God toe terug te kruip soos 'n kontrakteur wat geen verbintenis het nie. Ek en jy kan op 'n plek wees, ek wil jou lees wat staan in 2 Kronieke 16, want die Here, sy oë deurkruis die hele aarde om hulle wie se harte volkome by hom is, kragtig by te staan. Dis jou identiteit. Die God wat jy dien, soek jou die heeltyd. Die God wat jou dien, is die heeltyd besig om te kyk. Waar is jy? Waar bevind jy jouself?
Die God wat jy dien, gee nie vir jou 'n CV en sê, as van 'n kontrakteur te wees, vul gou vir my jou CV in nie. Nee. Die God wat jy dien, omhels jou, soen jou, trek vir jou nuwe klere aan. Nou wat moet jy doen om daar uit te kom? Kan die aanbiddingsspan vir my vorentoe kom? Wat moet ek en jy doen om op 'n plek te kom waar ons uit 'n varkhok uitkom, nie eers 'n kontrakteur word nie, maar 'n koningskind word? Net een ding. En dis wat hierdie jong man gedoen het, is hy het oorgegee. Hy het gesê, ek kan nie meer nie. Ek wil nie meer nie. Want ek is besig om myself te vernietig. Het maak nie saak hoe jy dit redeneer en hoe jy daarna kyk nie. Ek en jy het nodig om oor te gee aan God, sodat hy oor kan vat, sodat hy die leiding kan neem. Ek en jy het nie nodig om te honger na peule nie. Ons het iets anders wat vir ons wag. 'n Vetgemaakte kalf. Baie om te eet, baie om saam met God te geniet. Amen. Ek wil hê jy moet staan saam met my. Kom ons staan. Ek wil jy moet opstaan en nie net sit nie, want dis vir my belangrik dat jy staan, want as jy sit, sit jy weer in 'n varkhok. Ek wil saam met jou bid. Here, ons kom vanoggend voor U, dan het ons gehoor, maar ons het nie nodig om te sit in 'n varkhok nie. Ons het nie nodig om emosioneel swaar te kry nie. Ons het nie nodig om te wag nie. Ons kan net die pad vat. Ons kan terugdraai na U toe as die ware God, die enige God. Ons kan net terugdraai na die God toe wat daar is. Ons besef, Here, ek besef in my hart dat op my eie gaan ek dit nie maak nie. Dis tyd dat ons opstaan, ons koppe optel en teruggaan na ons Vader toe en sê, Vader, hier is ek met dit wat ek dra. Ek het U so nodig. Ons bid vandag, Here, dat die Gees sal kom en vir ons presies sal wys wat is daardie pad wat ons moet loop om terug by U te kom, ons Vader. En weer nuwe klere te kry, die soen te kry, die intimiteit te kry wat ons nodig het van ons God. Dis wat ons hart in is. Ons wil bid, Here, dat die Gees sal kom en ons sal wys en sal leer hoe om nederig te bly en net oor te gee. Amen.